tussen woorde en karakters is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Die sonnetjie was net uit sy warm nes en het sy helder strale sag oor die groot bos begin strooi, toe die muurkolonie al fliks aan die werk is. Hierdie tyd van die jaar is hulle baie bedrywig, want hulle maak saadjies en stokkies en ander kos bymekaar om onder die grond in hulle groot muurnes te bære vir die lang winter wat sommer oor 'n paar maande gaan begin. Kom, julle drie! Julle moet opstaan! Hier is vir julle 'n mandjie met lekker eetgoed en sap om piknik te hou. Die 3 muurtjies trek hulle lekker uit en spring dadelik uit die bed. Dankie mamma, Sê Nicolas Muur. Hy is die oudste. Sy sissies Stella en Pascal is al mooi groot en kan saam met hom speel. Wat is in die mandjie, mamma? Vra Pascal Muur nuuskierig. Dit is 'n lekker verrassing. Toe nou, maak nou klaar en dan stap julle af rivier toe. Onthou, al is ons rooi mure, moet ons nog steeds versigtig wees vir die voëls en akedisse. Sê Mamma Muur en sit haar hoed op. Hoede! Sê Mamma Muur en gee vir elkeen 'n sonhoed aan. En dit was nie lank nie, toe is die 3 muurtjies op pad na die rivier toe. En Mamma en Papa Muur is op pad saam met die ander mure om te gaan kos insamel. Toe die 3 muurtjies by die rivier kom, is die sand nog lekker koel en brand nie hulle voete nie, Ek is dors, Nicolaas. sê Stella Muur. Kom ons drink gou water hier op die rivieroewer. Ja, ek is ook dors. Sê Pascal, sy's die jongste sussie. goed, Sê Nicolas, en drink ons gou water. Wanneer ons terugkom, kan ons lekker paadjies maak in die sand en dan hardloop ons resies. die rivier vloei rustig voor hulle. Versigtig stap hulle nader en kniel op hulle voorste beentjies om by die koel water uit te kom, Kyk julle, sê Pascal skielik. wat is die? Dis net 'n blaar. Kyk, dit het hier teen die wal vasgespoel. Sê Nicolas en drink nog 'n paar slukke van die heerlike water, Ek het 'n plan. sê Stella. Kom ons klim al 3 op die blaar en dan maak ons asof dit 'n skippie is. Ons kan lekker op die water roei. Kyk, hier lê grasspriete. Ons kan dit gebruik as roeispane. Stella is nou so opgewonde dat sy sommer vir elkeen 2 korterige grasspriete in die hand druk, Ons moet versigtig wees, julle. sê Nicolas Muur. As daar skielik 'n wind opkom, beland ons net nou in die middel van die rivier en dan moet ons roei vir 'n vale om weer by die wal uit te kom. Moenie so hou bang muur wees nie, Nicolaas. Mamma het gesê ons moet lekker speel. Sê Pascal en neem die graspriet by Stella. Ek is nie bang nie, ek is net versigtig. Onthou ek is die oudste en ek moet na julle kyk. Sê Nicolas Muur baie verantwoordelik, Ons sal versigtig wees. sê Stella. Ja, en onthou ons is rooi mure. Sê Pascal Muur. Nou toe dan, maar net vir 'n rukkie. Sê Nicolas en neem ook een van die graspriete. Hulle klim versigtig op die blaar en druk hulle graspriete in die water om te begin roei, O, aarde julle, sê Stella skielik. hierdie blaar lyk vir my maar 'n bietjie droog. Sien hoe hy kraak terwyl ons roei en ons val in die water. Wees nou die bang een. Vra Pascal en begin sommer roei, Stadig, Pascal. Ons moet eers ons roeispaan in die water kry. sê Stella. En daar roei die 3 muurkindertjies. Maar o wêreld. Net toe hulle in die middel van die rivier is, hoor hulle 'n nare geluid. En daar skeur die blaar waarop hulle roei middeldeur. Help! Skreeu Pascal en Stella gelyk. Hulle is op die een helfte van die blaar en Nicolas Muur is op die ander deel van die blaar. Roei julle, roei! Roep Nicolas. Roei vir al wat julle werd is. Ons moet nou by die wal uitkom. Au! Hierdie stukkie blaar begin sink. Roep Stella en probeer roei vir 'n vale. Ons gaan verdrink. Skree Pascal benoud. Arme Nicolas probeer ook sy bes om bo op sy deel van die blaar te bly. Hoog bo in 'n boom op 'n tak sit Dewald duif en sien alles wat aangaan op die rivier. Aarde tog. Nou sal ek baie vinnige plan moet maak. Daardie 3 rooi muurkinders is in groot moeilikheid, Dink Dewald duif. Hy pluk vinnig 'n mooi groot groen blaar langs hom van die tak af en vlieg daarmee in sy mond na die kinders op die water toe.
Net toe Dewald naby Stella en Pascal kom, laat los hy die blaar uit sy mond en daar val die blaar reg langs die twee muurdogtertjies. Klim op die groen blaar julle. Dit sal nie skeer nie en dan roei julle na die wal toe. Hou vas, Nicolaas, Sê Dewald duif terwyl hy terugvlieg na die boom toe. ek bring vir jou ook 'n vars blaar. Roei Nicolaas, roei! Arme Nicolaas kan voel hoe sy muurarmpies begin moeg raak. Net toe val daar 'n groot groen blaar reg langs hom in die water. Dankie, Dewald. Roep Nicolaas. Nicolaas spring oor die blaar en begin roei. En dit was nie lank nie, toe staan al drie die muurkindertjies op die sand langs die rivier. Dewald duif is so bly dat die kinders veilig is, dat hy net daar op die sand by hulle gaan sit. Maar wat hulle nooit gesien het nie, is dat daar 'n ritseling in die bos reg langs hulle is. Kan jy dit glo? Is dit dan nie die heerlike sappige Dewald duif wat hier op die sand reg voor my sit nie? Sê ou Jakkals met 'n groot grinslag en lek sy lippe af. Jakkals laat nie op hom wag nie en gee een sprong, toe is sy poot bo op Dewald duif. Ha! Vandag het ek jou ou hoogmoedige duif, Sê Jakkals. Maar wat Jakkals nie gesien het nie, is dat die drie muurkinders reg langs hom staan. Kom julle, Sê Nicolaas saggies vir Stella en Pascal. ons moet vir Dewald duif help, anders gaan Jakkals hom opeet. En soos een man klim Nicolaas, Stella en Pascal teen Jakkals se agterbeen op en klouter tot in sy lies. Net toe Jakkals regmaak om vir Dewald duif te hap, byt die drie muurkinders vir Jakkals so hard dat hy heeltemal vergeet van Dewald duif en binne in die rivier spring. Gelukkig het Nicolaas, Stella en Pascal laat los en afgespring tot op die sand. En daar spartel Jakkals in die water en skreeu van die pyn. Eina, het het my gebyt, gesteek, gebrand, ek weet nie wat nie, dis net baie seer. Boontjie kry sy loontjie, Sê Dewald duif. dankie dat julle my lewe gered het, julle. Dit was 'n groot plesier, Dewald. Sê Nicolaas. Dis die minste wat ons kon doen om dankie te sê dat jy ons gered het. Onthou, elke goeie daad word altyd beloon. En daar vlieg Dewald duif terug na sy boom toe. En die muurkinders hardloop terug na hulle muursoop toe. Dankbaar en tevrede dat hulle vir iemand anders ook iets kon beteken. En nou Jakkals? Hy het later uitgespoel op die riviersand, gedaan en baie spyt dat hy probeer het om vir Dewald duif te vang. Ja, maats, om goed te doen aan ander is altyd 'n goeie ding. Kom ons kyk gou hoe mooi het jy vandag geluister. Op 'n uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na elke vragie gaan jy weer 10 sekondes hê om daaroor te dink. En wanneer die klokkie lui, sal ek vir jou die antwoord gee. Is jy reg? Goed, hier is die eerste vraag. Wat het met die droë blaar gebeur waarop Nicolaas, Stella en Pascal op die rivier geroei het? Hier is die antwoord. Die droë blaar het middeldeur gebreek. Goed, hier is die tweede vragie. Wat gebeur wanneer jy iets goeds vir iemand anders doen? Hier is die antwoord. Elke goeie daad word altyd beloon. Ja, mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.